Julle gereed om die Here te loof en prys, om sy naam groot te maak. Amen. Kom ons sluit die oë, ons open die diens net lekker met gebed. Vader, dankie vir u goedheid, dankie vir u guns. Dankie dat ons so saam by mekaar kan kom en u naam verheerlik. Here, u is ons God. Gebruik ons, Here, tot eer en tot verheerliking. Here, elke woord wat ons sing, is tot eer en verheerliking van u naam. Here, gebruik ons. Heilige Gees, wees in hierdie plek. Jy is welkom in hierdie plek. Kom praat met ons, kom deel met ons. Kom verander ons. In Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Nou kom ons sing lekker saam. Moenie skaam wees nie. Aanbid die Here van die Here en gee jou beste vir hom vanoggend. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. Hy is 'n oorwinnaar en daarom het jy oorwin. Daarom kan jy oorwin. Daarom kan jy in oorwinning lewe. Moenie so aflyk nie.
Die stryd behoort aan die Here. As jy stryd in jou het, gee dit vir hom. Gee dit vir hom. Hy het reeds oorwin. Enigiets is moontlik. Ou Dawid het reeds so mooi gesê, hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Dis wat hierdie gedeelte sê. Here, die stryd, dit behoort aan U. Ek is baie keer moeg buklei. Dan is dit net nodig om rustig te raak en sê, Here, ek gee dit in U hande. Gee dit in U hande. Ons dien 'n groot en wonderlike God. Amen. Is jy gereed om lekker hande te klap? Hy is die naam bo elke naam. Koning van die konings. Dan moet ek juig, my redder en my God. Here is groot. Hoe groot is hoe groot is hy.
deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik U grote naam. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye. Vertrou op die Here. Steun nie op jou eie insig nie. Nogal 'n moeilike konsep om baie keer te begryp. Dit is eenvoudig om dit te sê. Vertrou op die Here en steun nie op jou eie insig nie. Daar's kere wat jy op jou eie insig, op jou eie natuur, op natuurlike dinge wil gaan. Maar die Here sê, luister hierso, staan terug in hierdie oomblik. Ek is jou God. Ek is die Here jou God. Vertrou jy op my groot naam. Vertrou jy op my. Ek sal dit hanteer. Ons baie goed wat ons eie krag en ons eie mag en alles draai doen en ons flop.
Ons absoluut vlot. Dit draai erger uit op die einde van die dag, omdat alles in ons eie krag draai doen. Terwyl Petrus skryf, hy sê, verneder jouself onder die magtige hand van God, sodat hy jou kan oplig op die regte tyd. Want God se tyd is die beste tyd. Die uitweg wat God bring is beter as die uitweg wat jy bring. Dit is ook nodig om jou trots neer te lê. Ons is baie keer trots. Ek weet ons het baie keer hierdie ding gehad. Ek is 'n Norkee. Ek is 'n Norkee. Ek word nie gesê nie, ek sê. Die Here het met daai ding gedeel, gesê, hey, lê dit neer. Verneder jouself. As seker goed ons moet neerlê, net oorgee in die hand van die Here en sê, Here, hier's ek. Ek gee dit oor in u hande. Here, want u is God en ek is mens. Here, u is die skepper. Ek is u skepsel. Daarom wil ek u gehoorsaam. Hoe lyk dit vandag met jou? Hoe lyk dit vandag met jou? A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, Christ, holy, you are lifted high, holy forever. And if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, Christ, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you'll always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Dominions, all powers and positions, your name stands above them all, Jesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
wil jy met 'n bietjie die oomblik vat. Wees sensitief in jou gees. Ek wil jy met 'n bietjie dalk 'n bietjie rondkyk. So, nie nou net voor jou kyk nie. Wil jy 'n bietjie tydens die volgende liedjie net begin rondkyk. Dalk lê die Here 'n woord in jou hart wat jy vir iemand moet gaan gee. Ons glo in die gawes. Ons glo in die werking van die gawes. So vat die volgende paar oomblikke, word sensitief in jou gees. En as jy 'n woord vir iemand het, gaan gee dit vir hom, wat die Here op jou hart lê. Lord, you're worthy. Jesus died and rose again. Let's sing Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Into the river I will wade. There my sins are washed away. From the heavens mercy streams of the Savior's love for me. Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and he rose again. I will rise, I will rise from all this deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna,
again. Here, U het gesterf, maar Here, U het opgestaan. En daar is oorwinning in U naam. Daar is oorwinning in U naam. Here, daar is genesing in U naam. Thuis. Ek spreek genesing oor oom se liggaam. Die pyn wat in hom is. Silwer en goud, Here, dit het ons nie. Maar dit wat ons het, gee ons nou vir hom tuis in die naam van Jesus Christus. Genesing oor sy liggaam. Dat die pyn uit sy liggaam uit sal trek nou in hierdie oomblik. Ek spreek volle genesing oor hom. Ek spreek volle genesing oor sy liggaam. Here, sodat hom tuis normaal kan funksioneer, pynlose lewe, Here. Here, U weet van elke been wat gebreek is in sy lyf, Here, elke ding wat hy oorgekom het, Here, wat bygedra het tot hierdie pyn, maar Here, U is die skepper van die liggaam en U kan herstel bring. Spreek U woord, Here, oor hom in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. 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 Is iemand in hierdie gebou wat net voel, dit lyk so lekker as almal in die vryheid instap van die Here, hoekom kan ek dit nie kry nie? Wil of jy sê, is tyd om jouself neer te lê voor die Here. Tyd om jouself oor te gee. Tyd om jou huis oor te gee. Alles wat jy het, om dit in die hande van die Here te sit en te sê, Here, ek gee dit in U hande. Tyd om jou skaamheid neer te lê. Sommige van ons wat net plain skaam is. En die woord van die Here is duidelik, wie om vir my skaam, sal ek my vir hom skaam. Ons skaamheid hou ons uit die heerlikheid van die Here, van die heerlikheid van die Here af weg. Daarom wil ek vandag vir jou sê, lê dit neer. Kom met 'n oop en vry hart in sy teenwoordigheid in. As jy hom wil ervaar, as jy hom wil sien en beleef, is dit tyd om in gees en in waarheid hom te benader. Want die Here ken jou hart. Jy kan wegsteek wat buite ons aangaan. Ons kan nie jou hart sien nie, maar God ken jou hart. As dinge wat jy moet aflê, dinge wat jy liewer begin kry het as vir die Here, en die Here sê vandag is tyd om te deel met hierdie goeders in jou lewe. As dinge wat jy begin doen het wat aanvaarbaar is vir jou vriende, aanvaarbaar is vir die wêreld, maar is nie aanvaarbaar vir my nie. En jy moet vandag besluit, vir wie wil jy aanvaarbaar wees? Vir die wêreld of vir my? Want as dit vir my is, dan is dit nodig dat jy goed begin aflê. Alles, dis alles of niks. Die Here soek jou hart. Ons loop te veel rond met die wete dat die makro doen goeders, die makro van die kerk doen goed. En dis oukei, want as die makro van die kerk dit doen, dan is dit oukei vir my om te doen. God sê, dit werk nie so nie. Ek soek 'n man en 'n vrou wat kan uitstaan, waar baie sê, dis reg. Soek ek 'n man en 'n vrou wat kan opstaan en sê, dis nie hoe dit hoort nie. So spreek die Here. Die kerk verloor sy krag, want hy het ingeval by die makro. Die goue kalf word aanbid by die makro. Maar daar was net een stam wat gesê het, ek sal nie. Wie is jy vandag? Waar identifiseer jy jouself vandag? Jy praat soos die wêreld. Ek weet nie met wie ek vandag praat nie, maar ek deel nou hierdie goed. Jy praat soos die wêreld praat. Jy doen wat die wêreld doen. En die Here sê, is tyd dat jy deel met hierdie goeders, want dit gaan jou dood veroorsaak. By my is lewe, en by my is oorvloed.
En ja, dit gaan dalk nie 'n fisiese dood dadelik veroorsaak nie, maar weet jy wat? Dit gaan dood in jou huwelik bring. Die dinge waarmee jy besig is, gaan dood tussen jou en jou vrou, tussen jou en jou kinders bring, tussen jou en jou finansies. Jy moet versigtig wees. Jy's op 'n gevaarlike pad. Op die breë pad. Die Here sê, is tyd dat jy terugkom na die nou pad toe. Is tyd dat jy op jou knie gaan en bely. Kom terug na my toe, sê die Here. Ek wil jou wys hoe om die pad te loop. Amen. Jy kan jou sitplekke neem. Wat 'n voorreg om lekker saam met jou die Here te kan loof en prys en hom aanbid en net vanmôre opnuut te ervaar dat hy God is. Hy's God vir my, hy's God vir jou, hy wil dit vir jou wees. Hy wil vir jou deurkom en dat ek en jy net sensitief sal wees om te hoor wat die Here vir ons in hierdie oggend sê. Ons is nie in 'n rugbywedstryd waar ons die bal aangee vir die volgende ou nie. Ons doen so 'n bietjie introspeksie, ons kyk so 'n bietjie na ons eie lewens en ons sê, Here, lei my, help my om nog nader aan U te beweeg. Nou ja, vir ons dames, mammas, almal wat kindertjies het, baie, ek wil nie sê geluk nie, maar baie dankie vir dit wat julle ook doen in julle huisgesinne, die opofferinge wat julle maak. Ek moet sê, 'n ma is 'n anker in 'n huis. Okay, die pa ook, partykeer lekker groot ankers, maar die ma is 'n anker en sy is die een wat bid en sy is die een wat versterk en sy is die een wat aanmoedig en bemoedig en ja, as ek kyk na my vrou en dit wat sy in my lewe en vir my kinders doen, wil ek net sê, ma, ons sal eer julle. Julle is kosbaar. Dankie vir al julle harde werk, julle moeite en hoe julle opstaan in julle rol as vrou en doen wat gedoen moet word in die huis en ook in hierdie gemeente. As ek kyk na hoe pragtig hierdie kerk gedek is of die decorations is, dit lyk mooi. Ek weet nie wie dit almal gedoen nie, maar dit lyk fantasties en ons is dankbaar vir vrouens ook in hierdie gemeente. Nou ek wil, maak jou Bybel oop by, ek dink Gerard, ek weet nou nie hoekom nie, maar elke keer as ek nou skrif dan dink ek aan jou met jou nuwe Bybel. En ek wil nie sê Gerard vir jou nie, maar vir die ouens wat Bybels vanmôre het, maak julle Bybels oop by Markus 10 vanaf vers 13. Wel bekende gedeelte wat ons almal ken. En julle gaan nou vir my vra, maar hoekom nou vanmôre hierdie gedeelte? So ek gaan nou nie so seer vir die maas preek nie, maar ek preek vir die kerk, die basis van kerk, van wie hierdie kerk is en wie hierdie kerk veronderstel is om te wees. So ek gaan vanmôre met julle oor iets praat wat heeltemal wat ek nog nooit oor gepraat het nie. En ons gaan so 'n bietjie net hoor wat die Gees van die Here vir ons vanmôre wil sê. Kyk, kom ons lees dit, Markus 10 vers 13. En hulle het die kindertjies na hom gebring, die ouers het die kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle kon aanraak en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Was die kinders vir Jesus belangrik? Is die kinders vir die kerk belangrik? Ja, ek hoor 'n ja. Maar is hulle vir die gebou belangrik of is hulle vir die kerk belangrik? Vir die kerk, vir die mense. Manne en die vroue, die paas en die maas van die kerk, wat die kerk is.
Kerk is in my, is in jou, is nie 'n gebou nie. Hoewel ons 'n lekker gebou het en ons eer die Here daarvoor, maar ons is die kerk. Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Nou ons loop met die ingesteldheid van, weet jy wat, as die kindertjies klein is, dan moet ons hulle na die Here toe bring of na die kerk toe bring en pastor moet sy hande op hulle lê en die gemeente moet hierdie kind seën wat goed is, wat reg is. Maar ek wil vanmôre sê, wanneer Jesus sê bring die kindertjies na my toe, dan wil ek hê ons moet dit sien as 'n deurlopende saak, 'n deurlopende aksie van ons kant af om die kindertjies na die Here toe te bring. Om die kindertjies na 'n plek toe te bring waar daar vir hulle 'n geestelike ondersteuningsbasis is, waar daar 'n plek is waar hierdie kinders raak gesien word en waar pappas en mammas en ooms en tannies net hulle harte oopmaak en waar hierdie kinders die liefde en die aanvaarding beleef in 'n kerk. Hy sê, laat die kindertjies na my, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, 'n jong mens, leer 'n jong mens om die regte pad te kies. En wanneer hy eendag oud is, soos wat ek is, nee, ek is dan nog nie oud nie, bestraf daai gedagte. Alright. Maar wanneer hy eendag oud is, of wanneer hy eendag groot is, dalk is dit 'n beter woord, nee. Wanneer hy eendag groot is, sal hy nie van daardie pad wat jy hom geleer het, en waarin jy hom geoefen het, sal hy nie van daardie pad afwyk nie. En wat ek wil sê is ek en jy leer ons kinders nie deur vir hulle te sê jy sal maak soos wat ek vir jou sê nie, maar ons, en ek dink ons almal het daai gewoonte, ons wil ons kinders leer deur vir hulle 'n voorbeeld te wees, nê? Ons gaan nie ons kindertjies by die kerk kom aflaai en al wat jy van pa en ma sien is die rooi liggies van die kar se agterkant en daar ry hulle en die kindertjies kom kerk toe en na kinderkerk kom tel die ouers weer die kindertjies op en dis ons ingesteldheid rondom kerk en hoe ons kinders opvoed in die vrese van die Here nie. Ek dink ons moet baie mooi dink oor hierdie kind. Die tema van hierdie boodskap, en dis iets wat my net verlede week getref het toe ek met iemand gepraat het en die vraag wat in my hart opgekom het, of die ding wat in my hart in opgekom het, hoe relevant is die kerk van die dag nog? Hoe relevant is ons? Die tema van die boodskap is Engels. It takes a village to what? To what? To raise a child. It takes a village to raise a child. Dis 'n Afrika gesegde. Kom uit Afrika uit, iewers uit Afrika uit is dit die gesegde. It takes a village to raise a child. En iets wat my getref het is, dit hang nie van jou as ouers alleen af om hierdie kinders of hierdie kindertjies wat jy het op te voed nie. Miskien 'n 80% of 'n 70%, ek weet nie hoeveel deelname ek het nou nie na die statistieke gaan kyk nie, want dis nie wat vir my belangrik is vanmôre nie, maar primêr het die ouer 'n redelike groot opvoedingstaak vir hulle kinders of in hulle kinders se lewens. Maar om 'n kind suksesvol groot te maak, het jy die ondersteuning en die betrokkenheid van die breër village, die breër gemeenskap, het jy ook nodig. Ek weet ons wil baie keer ons kindertjies isoleer en ek het ook op 'n stadium het ek gesê, nee, daar's te veel invloede in die skool en ek gaan my kinders uit die skool uithaal want hulle is nou op 'n verkeerde pad en leer verkeerde goed
En ek het my kinders vir 'n rukkie uit die skool uitgehaal en toe besef ek, maar dit waarmee ek besig is eintlik nie so goed nie. Want ek leer nie my kind om op te staan in die omstandighede wat na hom toe gegooi word nie, en dit wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld nie. Ek kan hom 'n goeie raad gee, maar hy moet ook kan opstaan in dit wat na hom toe kom, die omstandighede wat daar is. So, jou kind, my kind, ons kinders, en ek wil vanmôre as ek sê ons kinders, ouens, as jy nie kinders het nie, jy's ingesluit vanmôre. Ek wil vanmôre praat van die kerk en sy kinders. Ons almal het deelname in die opvoeding van ons kinders. As hulle by daai deur kom, en ek het vanoggend daar by jou jeuggie gaan sit. Die ou jeuggie het jy dan maar 'n paar lekker vellies aan, jong. Dis al maar mooi skoentjies hierdie. En ek praat bietjie en kuier bietjie met hom en so aan. Maar weet jy wat? Ek besef vanmôre, iewers along the line, het ek 'n invloed in daai kind se lewe. Roan, wat is jou naam nou weer? Roan, ek's reg. Ek het 'n invloed op sy lewe. Wie van julle glo dit? Wie van julle hoor wat ek sê? Ek het 'n invloed op sy lewe. Die manier waarop ek kom hanteer. Die manier waarmee hoe ek met hom praat. Die manier waarop ek hom ontvang by daai kerk se deur, het dit 'n invloed in jou lewe? Verseker het dit 'n invloed. 'n invloed in sy lewe. En ek het verlede week het ek net weer en die gees van die Here net weer met my begin praat en vir my gesê, hoe belangrik is die kerk se invloed in sy kinders, in sy mense se lewe. Wie het almal 'n invloed op jou kind se lewe? Verseker het jy as pa en ma, het jy 'n groot invloed op jou kinders se lewe. Jy as oupa en ouma het 'n groot invloed op hulle lewe. Dis hoekom is vir my lekker as hierdie klein kindertjies Gideon op hierdie stadium, as hy saam met ons manne-aande toe gaan, dis lekker as 'n mens hom kan vat en jy kan die lewe saam met hom doen, want ek besef vanmôre ek het 'n invloed in hierdie kind se lewe en ek moet daardie invloed gebruik terwyl ek die geleentheid het. Want tyd gaan verby. En oor 10 jaar of 20 jaar as die Here my spaar, wil ek nie terugkyk en sê, "Wow, ek het hierdie goed deur my vingers laat glip. Ek het hierdie kindertjies wat in hierdie kerk is, het ek die invloed wat ek op hulle kon gehad het ek deur my vingers laat glip nie." Ons het 'n invloed op ons kinders se lewe. Jy, die manier waarop jy by daai kerk inkom, die manier waarop jy mense groet, die manier waarop jy met mense deel en met die kinders deel, jy het 'n invloed in hulle lewe. Familie en vriende het 'n invloed op jou kinders se lewe. Onderwysers, gered of ongered, mooi of lelik. Ek weet die mooi juffrouens het 'n invloed op die seuns se lewe. Daar net ook op 'n stadium van 'n juffrou gehou. Hy sê maar hy is so bly hy het nie met haar getrou nie. Na 'n klompie jare is sy ook nie meer wat sy was nie. Jy het 'n invloed. Onderwysers het 'n invloed op jou kinders se lewe, of hulle nou gered is of ongered, kerkvas, kerkloos, hulle het 'n invloed op hulle lewe. Kinders, of hulle nou 'n sagte temperament het en of hulle die boelies van die skool is, hulle het 'n invloed van jou lewe, en so kan ek met die lysie aangaan en aangaan en aangaan, selfs die oomie wat die bus bestuur, het 'n invloed in jou kinders se lewe. Ek onthou die oomie wat ons bus bestuur het, ons het jare en jare het ons bus gery tot in graad 11, standaard 9, het ek van graad 1 af tot standaard 9 toe, het ons bus gery, en daar was 'n tannie wat die bus bestuur het, en solank sy bestuur het, was dit lekker in die bus gewees. Maar as oom Petoors, die kinders het ons gepraat van Petoors, oom Petoors, nie oom Pretorius nie, as oom Petoors in die bus ry, ou maat, dan het jy stil gesit in daai bus. Want oom Petoors was 'n harde man gewees.
Hy het sulke armhare gewees. Die kinders het altyd gesê, is omdat hy sy armhare geskeer het toe hy 'n kind was. Jy weet mos hoe praat die kinders, en almal het dit geglo. Dis 'n klomp nonsens, maar almal het dit geglo. Maar oom Petoors, ouma, as hy nie bus klim, het jy stil gesit. As die tannie bestuur lekker, dan haal jy jou kettietjie uit, en jy het jou krametjies, en ons skiet mekaar met daai ketties, tot oom Petoors een oggend in die bus geklim het, want ons het tannie Petoors met die krametjies raak geskiet. En toe deursoek hy die bus, en ons skiet ons ketties by die vensters uit, en hy het 'n invloed op my lewe gehad. Hy het 'n invloed. Ek het altyd gedink, ek wil nie soos oom Petoors wees nie. Want almal is bang vir hom. Né? Hy het 'n invloed op my lewe gehad. En nou wil ek vir jou sê, glo dit vanmôre of jy wil, en of jy dit nie wil hê nie, die kerk en sy mense, getrou of ontrou, liefdevol soos ek, alright, ek is seker nie so liefdevol nie, en minder liefdevol, nee? Heilig of minder heilig, die kinderkerk en sy personeel, daai tannies wat Sondag vir Sondag hierdie kindertjies leer van die Here, hulle het 'n invloed op hierdie kinders se lewe, die jeug en sy personeel, wie ook al met die jong mense werk, hulle het 'n invloed op hierdie kinders se lewe. So wat ek vir jou wil sê is, die kerk het 'n invloed op die kind se lewe, ouens. En my vraag net vanmôre is, hoe is ons kerk? Hoe impakteer hierdie gemeente sy kinders se lewens? Is dit 'n positiewe impak? Is dit 'n negatiewe impak? Dis iets wat ek myself afgevra die week. Ek was 'n paar keer geweldig beïndruk met mense se ingesteldheid rondom kerk. Alright, ek kan julle natuurlik baie stories, verskonings ook gee oor mense wat nie kerk toe kom nie, want die vlooimark is op die Sondag en hulle gaan bietjie vlooimark toe, of as baie goed wat ek met jou kan deel. Ek kan eintlik 'n boek gaan skryf. Maar ek was 'n paar keer in my lewe beïndruk met mense oor hulle ingesteldheid rondom kerk. Ons was nou so rukkie terug, was ons daar in Witrifuur en ek het saam met die pastoor so 'n bietjie rondgery en hy het daar by een van sy broers gestop, te besigheid, en ek het een kant gestaan en hy het met die broer gepraat, en hy sê vir hom, Piet, of ek kan nie onthou wat was sy naam nie, hy sê, gaan jy Saterdag, gaan jy by die mannebraai wees? En ek luister net so, en hy sê, pastoor, hy sê, jy ken my mos, jy weet mos hoe werk my lewe draai om my kerk, om die gemeente. Ek sê, wow, hoe great is dit net nie? Hoe great is dit net nie? Nou die dag praat ek met iemand anders en dit het my net so beïndruk. En hy sê hierdie ding, hy sê, it takes a village to raise a child. Hy sê, en ek wil die Here net dank vir die huis, die gemeente, die kerk, waar ek betrokke is. Hy sê, want as ek na my kinders se lewens kyk, dan sien ek wat die impak van die kerk in hulle lewe het. As ek kyk na hulle waardes, as ek kyk na die kwaliteite wat in hulle lewe gebou het, en hulle is nie engeltjies nie, dit kan ek ook vanmôre by sê, maar hy sê, as ek daarna kyk, hy sê, dan is ek die Here ewig en ewig dankbaar vir die kerk waar ek betrokke geraak het, en 'n kerk wat daarop uit is om 'n impak op ons kinders se lewe te hê. Ek moet sê, dit het my geweldig beïndruk. Hoop dit beïndruk jou ook. Miskien nie so erg nie, want jy is al nou nie so baie as daai ons in die kerk nie. Nee, ek speel nou maar net. Ek hoop dit het maak 'n indruk op jou lewe. Ek het net weer besef hoe belangrik dit vir die kerk is, vir die gelowiges is, vir my en vir jou is, wanneer dit kom by die opvoeding en die impak wat ek en jy op ons kinders se lewens het. Dis van kardinale belang.
Ons gee of 'n soetsmaakie af in ons kinders se lewe. Die kerk, ek praat van kerk. Of ons gee so 'n bittersmaakie af in ons kinders se lewe. Hulle kry die Here lief. Hoor nou wat ek vandag vir jou sê, ouens, en ek wil hê ons moet hierdie ding gryp. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie verder dink oor kerk. Kan ek 'n amen kry? En dalk trap ek op my eie tone vanmôre, dalk trap ek op jou tone vanmôre. Maar ons moet so 'n bietjie verder dink as daar iets gereël word en onmiddellik kom die duimpie af deur van ek gaan nie daar wees nie, want ek wil nie daar wees nie. Nou raak dit doodstil in hierdie kerk. Nee. Ons moet so 'n bietjie verder dink, ouens. Wat is kerk? Kerk is ek en jy. Kerk is ek en jy wat ons lig laat skyn in hierdie donker wêreld. Kerk is ek en jy wat 'n impak, wat 'n besluit geneem het van ons wil 'n impak maak op hierdie kindertjies se lewens wat die Here aan ons toevertrou het. Ons wil ook eendag voor die Here gaan staan, soos dat Jesus se gebed was toe hy gebid het, toe hy sê, Vader, hulle wat U vir my gegee het, in U naam het ek hulle bewaar. Kan ek en jy daai gebed bid? Here, hierdie mense wat U my gegee het, Here, hierdie kinders wat U aan Ruach huis toe vertrou het, Here, in U naam het ons hulle bewaar, Here, in U naam het ons hulle lief gehad, Here, in U naam het ons hulle opgevoed in die vrese van die Here, ons het 'n terrein daar gestel, Here, wat kindervriendelik is, want Here, ons as gemeente wil 'n impak in hierdie kinders se lewe hê, ons het die wat U aan ons toe vertrou het, Here, het ons na die beste van ons vermoë as kerk het ons hulle opgevoed in die vrese van die Here. Hulle het of die Here lief en sy kerk lief, omdat daar mense is wat die Here lief het en sy kerk lief het. Is dit nie so nie? Of hulle haat die Here en hulle haat sy kerk, omdat daar mense is wat hom nie lief het nie. Woensdag aand het ons gepraat oor die gebed wat Jesus sy disippels geleer het, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En op 'n plek sê Here, hy sê, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. En my gebed is, dat die koninkryk van God vir hierdie kindertjies sal deurbreek, soos wat dit in die hemel is. Aan hierdie kindertjies behoort die koninkryk van God. Verhinder hulle nie. Dat iets van sy heerlikheid sal deurbreek, iets van sy wil, iets van sy koninkryk sal deurbreek in my en in jou lewe, sodat hulle iets van die hemel hier op aarde sal beleef. Want laat U koninkryk kom, soos in die hemel. Wat is in die hemel? God se liefde. God se vrede. Dit wat hy wil doen, dit wat hy wil gee, dis in die hemel. Hy sê, laat dit ook so wees op die aarde. En geliefdes, hoe lekker gaan dit net nie wees, wanneer hierdie kindertjies iets van hierdie hemel op aarde beleef, wanneer hulle by 'n kerk kom, of by 'n aktiwiteit kom, en hulle ervaar net die heerlikheid van die Here. Daar's manne en vroue wat hulle lief het, daar's manne en vroue wat vir hulle omgee, daar's mense wat saam staan, eenstemmig is, hulle beleef die heerlikheid van die hemel hier op aarde, en hulle sê vir hulle self, dis die plek waar ek wil wees. Ek impakteer hierdie kindertjies se lewe. Ek en jy. En dis die goed wat maak dat kinders die kerk lief het. Ek onthou die verhaal, ag en julle ken hom ook seker, van die boer en sy seun, wat so lekker saam geboer het, en ek hou van boerdery.
En op 'n stadium toe word die seun siek. En hierdie seun lê op sy sterfbed. En iemand kom, of hulle kom en hulle wil met hom oor geestelike goed praat, en vra waar wil hy begrawe word, hoe werk al die, jy weet, en hulle praat met hom en so aan. En hy kom op 'n plek en hy lê daar op sy bed en hy sê, pa, hy sê, al wat jy my geleer het, was boerdery. Dis al wat ek weet, is boerdery. Is al wat ek ken, is die boerdery. Pa, dis al waaroor ons kon gepraat het in die lewe. Hy sê, begrawe my in die beeskraal. Begrawe my net in die beeskraal. Wat 'n impak het daai ouer op sy kind se lewe gehad. En dit was 'n ware verhaal gewees. Dis 'n ware verhaal. Dis iets wat regtig gebeur het. Watter impak het ek en jy op ons kinders se lewe? Hoekom is dit so dat wanneer kinders die huis verlaat, dan wil hulle niks meer van die kerk weet nie? Het julle dit al gesien? Ek het al hoeveel pastore se kinders gehoor, predikante se kinders gehoor, wat die dag klaar gemaak het met skool, en gesê, ek wil van God en van sy kerk, wil ek niks weet nie. En ek besef net, die kerk het gefaal in wie hy as kerk moet wees. Ons het gefaal op 'n manier. So ek wil jou vanmôre aanmoedig, ouens, kom ons impakteer die kinders met die dinge van die Here. Hoekom is dit so dat wanneer kinders die huis verlaat? Hoekom is dit so dat wanneer hulle die huis verlaat, sê hulle ek wil niks van die kerk weet nie? Dis een van twee dinge. Een van twee dinge. Of hulle het niks van die hemel op aarde ervaar terwyl hulle in die kerk was nie. Terwyl hulle opgevoed is nie. Niks van hemel op aarde beleef nie. Of, en hier is 'n groot of, hulle is aan alles in die village bekend gestel en blootgestel, behalwe aan die kerk. En as ek praat van die kerk, weer eens, praat nie van 'n gebou nie, ek praat van my en van jou wat die liggaam van Jesus Christus is, waar die hand vir die voet kan sê, hey, ek het jou nodig. Ek kan nie vir hom sê ek het jou nie nodig nie, waar die oor vir die oog sê, luister, ek het jou nodig. Ons het mekaar nodig. Ons moet so 'n bietjie weier aan kerk begin dink, ouens, want daar's 'n generasie wat besig is om op te staan, en kom ek vir jou sê, die Christelike paadjie word al dowwer en al dowwer en al dowwer, omdat hy nie meer geloop word nie. Aan alles blootgestel in die village. Alles in die village het prioriteit geniet bo die geestelike goed. En dis 'n krisis, dis 'n probleem. En daarom het die village hulle ingesluk. En ek sê nie vanmôre, hoor nou wat ek vandag vir jou sê, ek sê nie jou kinders moenie by sport betrokke wees nie. Ek het gister of vanoggend gehoor hoe lekker die kinders netbal gespeel en ek het net besef ek moet eintlik meer weer by die skool uitkom sodat ons hulle kan ondersteun. So hierdie goed praat met my. Ek wil daar uitkom, ek wil hulle gaan ondersteun, ek wil deel wees van hulle lewe. Dis nie my eie kindertjies nie, maar dis my gemeente se kinders, en ek is lief vir hierdie gemeente kinders. Ek wil hulle gaan ondersteun, ek wil daar wees vir hulle, ek wil iemand wees wat hulle lewe impakteer, en so is dit my hart, dat elkeen van ons, soos wat ons hier sit, dat ons sal 'n besluit sal maak en sê, weet jy wat, kerk is so bietjie meer as om net Sondag kerk toe te gaan en huis toe te gaan. Kerk is belangrik, dis vir my belangrik om daar agter by daai deur te staan en bietjie met die kindertjies te gesels, met die jong mense te gesels, sê, hey, wat se uitdagings is daar in jou lewe, hoe hanteer jy die lewe, wat is besig om in jou lewe te gebeur, so bietjie 'n lekker ondersteuningsbasis te bou vir hierdie kinders, sodat hulle weet, man, weet jy wat, dis die plek waartoe ek wil gaan, elke liewe Sondag, met elke liewe funksie, pa, ma, ek wil gaan, want daar's mense wat my lief het, as mense wat vir my omgee. Ons kan ons kinders nie in 'n kokonnetjie toespin nie. Die dinge daar buite gebeur. Die lewe gebeur. Op een of ander manier word hulle blootgestel aan al die elemente wat daar is. Is dit nie so nie? Partykeer dan kom jou kind by die huis
Dan hoor jy, Jesus, maar hy praat nou heeltemal 'n ander taal as wat hy gister gepraat het. Nou, een van my kinders in graad 1 was. Hy was nie 'n week in die skool nie, kom hy by die huis. En is een van hierdie vloekwoorde voor en vloekwoorde agter. Ek sê, hey, waar hoor jy dit? Waar leer jy die goed? Nee, die ouetjies by die skool praat so. Ek sê, luister, in hierdie huis word daar nie so gepraat nie, dis 'n vloekwoord, jy gaan nie hierdie woord sê nie. Daar's al die invloede. Maar ek en jy kan hulle help om die regte besluit te maak. Ek en jy kan hulle help om kerk lief te kry, om Jesus lief te kry, met die invloed en die impak wat ons op hulle lewens het. En daarom, en ek wil dit vanmôre weer sê, ouens, ek trap nie op niemand, ek wil op niemand se tone trap nie, dis nie my hart vanmôre nie, dis nie wat ek wil doen nie, daar's baie goed waaraan ek moet opleef, dit kan ek jou verseker vanmôre. Maar dink so 'n bietjie verder, as net Sondag kerk toe gaan, en huis toe gaan. Ons moet hierdie kinders beïnvloed. Ons moet 'n impak op ons jong mense se lewens hê. Vraag vanmôre is, wat is vir jou belangrik in die lewe? Wat is vir jou belangrik in die lewe? Kan ek gou net een vraag vra? Hoe belangrik is die ewige lewe vir jou, of vir jou kind? Wanneer dit by jou as ouer kom, hoe belangrik is dit vir jou? Die ewige lewe, dink nou net vir 'n oomblik, en kan ek vandag ook verder vir jou sê, jy kom nie net outomaties daar nie. Dis nie van moggetroffe, en weet jy wat, ek is in die hemel nie. Is soos 'n huwelik. Jy kom nie net na 40 en 50 jaar, land jy in die, amper seker in die pensioen, in die ouete huis op, en ek en my vrou is gelukkig getroud nie. Nee, dit kos harde werk. Dit kos moeite, insette, dinge moet gebeur, beleggings moet gemaak word. Dit kos, ouens. As jy eendag gelukkig in die ouete huis saam met jou vroukie nog wil leef, waar sy jou tandjies uithaal en hulle vir jou gaan borsel. William, ek praat nie van jou nie. Nie eens aan jou gedink toe ek het gesê het nie. Hoe gaan ons hierdie kinders? Hoe gaan ons hierdie kinders in die hemel kry? En ek weet, Jesus is die antwoord. Dit is verseker so. Hy is en hy bly die antwoord, maar Jesus wil deur my en deur jou werk. Om hierdie kindertjies so te impakteer met iets van die hemel in hulle lewe, dat hulle ook sal sê, weet jy wat, pa en ma was lief vir die kerk, pa en ma was lief vir Jesus, ek is ook lief vir Jesus. Hulle het opgestaan, hulle het die voorbeeld gestel, ek wil ook die voorbeeld stel by die skool, ek wil ook die voorbeeld stel daar waar ek beweeg. Want daar was mense gewees wat my geïmpakteer het, daar was mense gewees wat 'n invloed in my lewe gehad het. It takes a village to raise a child. En weet julle wat vir my partykeer hartseer? Is dat ons kinders blootstel aan alles wat in die village is, behalwe aan die kerk. Kom ons dink so 'n bietjie. Kom ons dink so 'n bietjie. Waar wil ons hê moet ons kinders opland? Waar wil ek hê moet hierdie jong mense opland? Dis die rede hoekom ek uit my plek uit wil gaan, om moeite te doen met hulle, om 'n terrein te skep, waar hierdie kinders voel, weet jy wat, dis my huis, dis my plek, waar kinders Sondag sal opstaan en sê, pa, ma, ek wil na die huis van die Here toe gaan. Want daar's mense wat vriendelik is, daar's mense wat omgee vir my, daar's mense wat my lief het, daar's mense wat ook wonder, hoe dit met my gaan. Kan ons dit doen, ouens? Dis wat kerk is. So kerk is so 'n bietjie meer as net, weet jy wat, ek wil nie betrokke raak nie, ek wil net Sondag kerk toe kom. Ons gaan rekenskap doen van dit wat ons gehad het en wat ons daarmee gemaak het. So kom ons doen wat ons moet doen. Kom ons impakteer ons jong mense. Kom ons impakteer ons dorp.
Met manne en vroue wat weet hoe om iets van die hemel deur te laat kom aarde toe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u vanmôre met my deel, Here, en ek wil opstaan, ek wil opleef in hierdie goed. Here, ek wil lief hê soos wat u my lief gehad het. Here, wanneer ek met iemand praat, wanneer ek met jong mense deel, met kindertjies deel, dan wil ek in my gees ervaar, soos wat u so baie keer gesê het, hoe u mense bedien het, die koninkryk van die hemele het nou naby gekom, het nou deel geword. Here, en dat dit ons lewe sal wees. Vader, dat ons net vanmôre sal verstaan, dit gaan meer as om net op 'n Sondagoggend hier te kom sit. Dit gaan oor hierdie kinders, hierdie jong mense, die volgende generasies wat gaan opstaan, Here, wat besig is om op te staan, dat ons hulle sal impakteer met die liefde van Jesus. Sal impakteer met dit wat kerk veronderstel is om te wees. En Here, hierdie jong mense sal op 'n plek sal wees in lewe waar hulle sê, ek het die Here lief, ek het die kerk lief, omdat ek mense geken het, wat God in sy kerk lief gehad het. Vader, my gebed is dat ons nie vanmôre enigstens niemand van ons aanstoot sal neem, Here. Here, dat ons nie hierdie boodskap soos 'n rugbybal net sal aanpas nie. Dat ons so 'n bietjie daaroor sal dink. Ons dit so 'n bietjie sal, Here, net sal verwerk en deel van ons lewe sal maak. Omdat ons weet, Here, ons deel van hierdie village is, deel van hierdie gemeenskap is, en ons 'n groot invloed op ons kinders se lewens ook het. Help ons vanmôre om ons plek in te neem, en te doen dit wat gedoen moet word. En ek eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie julle.